is weer my beurt om bietjie vasvraag te hou vanaand. Jy laat my worry, maar ek voel daarom welkom. Nee, ek moet nie worry nie, hier by ons gaan dit mos lekker man, ons vra oor algemene kennis, Dis IK goed hoor. maar vandag is wiskunde. Okay, kom ons draai. Dan is dit 'n uitdaging. Okay. Dis 'n uitdaging. Okay. Sê my hoeveel punte het ek na die tyd? Ons gaan vir Alexa moet vra om dit uit te werk. Ja, ek wil 'n paar van my skooljuffrouens wys ek kan. Ek kon. Julle was verkeerd. Ag mense, ons het 'n bietjie humor ook. Ons is nie droë mense nie. Daar's hy. Albei. Dr. Chris, ons gepraat bietjie oor gedragsmatige ambisie. My vraag vir u vanaand. Wanneer word ambisie werklik? Wanneer jy dink of wanneer jy begin doen? Jessie, Jaco, hierdie is een van my favorites. Gedragsmatige ambisie is daai deel, met ander woorde, dis waar die toetree. Ja. Ons praat nie nou soos nou, ons het vorige keer gepraat van visie, jou plan is reg. Ja. Dit kan party ouens ook nogal doen, as hy bietjie rekenkundig goed is en 'n calculator kan slaan, kan hy 'n vooruitskatting maak en sê ons gaan 'n die koers. Maar dan kry jy ons, ek noem hulle hierdie valse geloofshelde. Ons het vinnig aan dit geraak laasweek en toevallig het ek en jou daaroor gepraat. Die ou wat wag dat die goue appel in sy skoot val. Nou 'n gedragsmatige ambisie. As 'n persoon dit nie het nie. En ons sê dit in ons gemeente ook. Het ek 'n paar skywe al oor die afgelope paar jaar. Julle sal weet geskryf wat ander kerke nie met mense, hulle sal nie sulke goed doen nie. Maar oor een rede dis hier. Hy kan praat, hy kan tot vir jou vertel hoeveel watt moet daai lig wees, en hoeveel watt moet jou speaker wees, en hoeveel kanale moet jy hê. Hy kan vir jou tot sê, pastoor, hoe sien mense jou? Jy lyk bietjie wild, ander ouens jy is oulik, of jy's naaf. Hy kan al daai goed doen, maar hy het geen vermoë in gedragsmatige ambisie nie, wat aksie en dissipline beteken. So in kort, en dan sê hy vir jou, die Here gaan vir ons voorsien. Nou God sal vir jou voorsien. Ek en sy het daaroor gepraat, dink ek vandag of gister. Maar God voorsien wanneer jy iets op die raak kry om te verkoop. Ja. Wanneer jy nie iets op die raak het, in Zimbabwe het daai arme mensies met 'n groot skok enig agtergekom, die meel wat op die raak land, het nie toevallig daar geland nie. Die brood het van die blikkie pilchers, en toe moes hulle eers deur 'n groot fase van 'n paar jare gaan en agterkom, iemand moet die vis vang, dan moet hy 'n blikfabriek hê, en die blik word gevat na vis toe, vis word binne, en dan word goed gekook. Dit was 'n groot skok vir die arme mense. Hy sê maar ons kom haal hom dan nie, en nou vandag hy's nie hier nie. Ja. Nou, dit is, jy kan sien hoe hulle hom gesien het. Ja. Hulle het nie besef, daar is 'n aksie en 'n dissipline in die stelsel. Ons kry dit hordes kere in die bediening, dat ouens glo sonder werk, sonder 'n risiko, en sonder om aan te hou, hy fokus en hy ambisie om aan te gaan. Sonder dit gaan God nog steeds vir hom 'n wow moment skep. Die Here gaan nie sy krag hier mors nie. Pastoor of dokter, nou klink dit bar. Nee, God wil kyk, wat is jy bereid? Hy vra nie hoeveel geld gaan nie. Hy vra nie, hy wil kyk wat se excitement het jy in hierdie saak, en gaan jy, laasweek het ons gesê, ambisie is, hoeveel is jy bereid om ongemak te bedien? Yes. En die Here kyk daarna, en die volgende oomblik na dit begin jy skielik openbarings kry. Kom die planne deur. Wanneer jy begin meer lees, meer navorsing doen, en ek sê vir jou, sy sê of ons breins, ek het die week goed gesien, hier kom 'n nuwe deurbraak, en die goeie gebeur. So ja, sonder hierdie komponent bly alles net, en dis verskriklik, idees. Ja, maar ek het groot idees, ek het meer idees as Jan, Piet, Sannie en dinge saam. Jy kan meer idees hê as 8 biljoen mense op die aarde. Jy kan die grootste idee hê. Jy kan die wêreld verander, maar as jy nie tot werk gaan kom, 'n risiko gaan neem, en gaan nou nie, ek weet jy, dis interessant, al sit jy by die antwoord wat die wêreld soek, gaan daar niks van kom nie. So, dis gedragsmatige ambisie, kry hom reg, kry jou aksie reg, en kry jou dissipline reg. Amen. Kan ek net gou iets daar byvoeg, so, wanneer jy beweeg, begin beweeg, gaan jy begin verandering sien. God soek beweging van jou kant af. Dis regtig,
As jy, ek is nie meer so iemand toe ek jonger was, as 'n ou vir my gesê het, hier's 'n plan, hier's 'n deurbraak, spring van die kraans af en jy spring in jou breakthrough en dan het ek gespring. Ja, maar laat die Here sal my in between. Het sal hy jou, die skrif wat ek hier het, Jakobus 2 vers 17, geloof, gekyk om, Jakobus 2 vers 17 sê dit letterlik, geloof sonder werke is dood. So jy kry ongelooflike groot geloofshelde, en almal bid en hy's bid en geloof, en dan soek hy nog 'n saadkorrel versie ook daar die bakkie uit, en vandag is die dag, maar 8 ure later het hy nie eers uit sy radius uitbeweeg, hy het nie uit sy, hy het nie eers hier geskuif nie, hy het nie met sy liggaam iewers anders ingeskuif, 'n ander persoon gaan ontmoet wat dalk belangrik is nie, en dan sê maar, ons staan in die geloof, ons staan in geloof sonder werke is dood, Prediker 9 vers 10, alles wat jou hand vind om te doen dit met mag. So, dis Bybels. Wat jou hand vind, dis jou plan, dis jou idee. Moses, wat het jy in jou hand? Ja, ek het 'n staf. Nou vat jy die staf, jy vat jou hand, jy storm in die paleis in, en dan is ek met jou, en dan gaan hy ook vra. Met ander woorde, op wat se gesag kom jy, en dan sê jy, ek is wat ek is, het my gestuur, maar as Moses by die braambos was, het hy nog 'n ander keuse gehad, 'n lekker ene man. Hy kon omgedraai het na sy skoonpa Jethro, teruggegaan het, na sy kinders en sy vrou Sipora toe, en hy vir sy skoonpa gesê, ek het 'n interessante ondervinding gehad daar in die woestyn. Ja, sou Jethro sê, wat 'n braambos het aan die brand geslaan, en ek dink God het met my gepraat. Wow, wat het God gesê? Hy sê, ek moet gaan, ek moet nou gaan, ek's 80, en dan moet ek nou het die paleise geken, dan my manne toe gaan wat my wou doodmaak toe ek daar gebly het, en ek moet met hulle gaan praat, dan gaan God my gebruik, dan gaan ons die Israeliete uit hulle uithaal, die moeilike mense, dan gaan ons die woestyn deur na die ander land toe, en wie Jethro sê vir ons niet, ja, maar wat soek jy nog hier? Asseblief, jou hand moet nou iets doen. Ek dink jy moes al lank al in die paleis gewees het, maar dank God, Moses het daai ding geweet. Amen. Hy het opreg bestuur. Dokter, dankie vir die geleentheid. Altyd lekker, Jaco. Altyd. Daar is hy. Goeienaand, pastoor Betty. Goeienaand, Jaco, lanklaas gesien. Daar is hy, ja, lanklaas. Dit is weer 'n voorreg vir my om vanaand weer met u te kan praat. Baie dankie. Ons gaan nie oor die rappie praat of iets nie. Jy het so oggend so iets genoem, maar ons sal nie. Ons sal nie. Ons kry julle maar jammer ook so nou en dan. So. Pastoor, kan ek vir jou die vraagie vra ook, né? Goeie hom. Wanneer word ambisie werklik? Wanneer jy dink of wanneer jy begin doen? Jaco, wat vir my baie interessant is dat selfs klein aksies bou momentum. Yes. 'n Mens dink dis onbenullig en jy weet, dit kan maar verbygaan en dit is nou dalk nie so nie, hulle wil groot spronge gee, maar selfs klein aksies bou momentum. Dink is baie belangrik. Ja. Dis belangrik om te dink, maar dis die aksie en die doen wat die werklikheid bring. Ek ry vanmiddag gou winkel toe en toe ek by die een stopstraat stop, kom daar 'n karretjie oorgery. Nou, ek gaan nou nie die naam noem nie, want dan doen ons blykbaar reklame vir hulle, maar dis 'n sekuriteitsfirma. Die karretjie is verskriklik mooi toegedraai, wil ek amper sê, met artwork. Jy weet, hy lyk baie mooi en dan staan die naam van hierdie sekuriteitsmaatskappy daarop en ek dink onmiddellik toe ek dit sien, toe dink ek, iemand moes dit gedink het. Ja. Kom ons maak ons karretjies van hierdie sekuriteitsmaatskappy so. Ja. En daai idee het ontstaan. Ja. Maar dit kon nie net by die idee gebly het nie. Iemand moes toe nou dit doen. En dit is wat vir my belangrik is. Dit hoef nie groot spronge te wees nie, soos ek net nou gesê het. Maar die klein konsekwent, en dit is die belangrike woord, die konsekwent, aan mekaar, aanhoudend, daai klein konsekwente aksies, sit alles aan die gang. Ja. Elke klein aksie, en hierdie is belangrik, breek twyfel af. Hoe meer jy getwyfel het
is dit die regte pad wat ek moet gaan? Is my visie reg? Is my fokus reg? Hoe meer jy doen, klein goedjies, hoe meer begin daai stemmetjie al hoe dowwer word, want nou sien jy hoe die werklikheid voor jou begin ontvou. Ja. En ietsie wat ek wil sê, dit is soos 'n wiel wat stadig begin rol en jy weet by 'n afdraande veral al hoe vinniger en al hoe vinniger. Nou as jy wil weet of for him crucified, wat hulle antwoord op hierdie vraag sal wees. Ek praat spesifiek van For Him Crucified Center. Gaan kyk na die kursus wat hulle nou die dag gelons het. Dit is doen daai ding. Want ons het verstaan dat dit is wonderlik om 'n idee te hê. Dis wonderlik om hierdie goed uit te dink, maar jy moet gaan en daai ding moet gedoen word. Amen. Dat is goed gesê. Selfs klein akkies bou momentum. So dit is maar, ja, altyd nou, laasweek ook daarvan gepraat, is die, toe so gepraat van die 4, so as jy nie gaan begin, absoluut, om my klein treetjie te gee nie, absoluut, gaan jy staan waar jy staan, dit gaan jou nergens bring nie. Jy gaan net daar bly. Amen. En ek sê weer, dit is nie verkeerd om te dink nie, dit is hoe dinge ontstaan. Ja, maar jy moet omgaan en doen. Daai stappie te vat en te doen. Amen. Dankie pastoor. Anne-Marie. Ja, my skat, wat sê jy? Dit is hoe ons het sê, né? Yes. My vraagie ook aan jou. Wanneer word ambisie werklik? Wanneer jy dink of wanneer jy begin doen? Weet jy, het is geweldig moeilik om te begin, want dis waar alles begin, hè. So, as jy nie daai begin het nie, is daar geen beweging nie. Mense wag vir daai regte gevoel, die regte tyd, die regte plan, voordat hulle enige iets begin doen. Wat dalk nie kan gebeur. Wat nooit dalk kan gebeur nie, nee. Dit staan vas in hulle koppe, want hulle het hierdie, hulle is geweldig vol idees, en hulle het hierdie groot drome, soos wat pastoor Betty en Dr. Chris ook nou genoem het, maar sonder aksie bly dit net dit bly net 'n droom, dit bly ook net 'n idee. Ja. Maar jy moet nie gaan volgens jou gevoel nie. Al voel jy nie reg nie, jy voel nog nie reg nie, en jy dink by jouself, dis nog nie die regte tyd, of plan, of wat ook al nie, neem daai besluit. Want dit is waar dit begin, jy moet daai besluit neem, voordat jy iets kan doen, om oor te gaan in die aksie. Die begin skuif dinge binne jou, momentum begin bou, en wat moeilik was, raak dan makliker. Want jy het nou al klaar daai momentum binne in jou. Ja. So dit is al klaar, die beweging wat jy nie gehad het nie. Aksie bring resultate. Dit bring duidelikheid, dit bring groei, en natuurlik bring dit deurbrake ook. So as jy oorgaan in as jy begin met daai momentum, gaan dit oor in aksie, en al die dinge begin dan vir jou oopgaan en verander in jou lewe. Die belangrikste ding is om te begin. Net daai begin. Dis waar potensiaal oorgaan in realiteit. Oké, ja, dat is mooi gesê. Ek het soos Dr. Chris dan nou gesê het, God wil sien dat jy moet iets doen. Yes. En jy moet begin om iets te doen, sodat God deur jou kan werk. Ja, en ek het in die week het ek iets gehoor, wat hulle gepraat het van die Rooi See, en die vrou het nogal genoem, dat die Here het gesê, die Jode moet beweeg. Hy het nie net die see oopgemaak nie, hy het gesê, die Jode moet begin beweeg. Dis nou in my eie woorde, maar jy moet begin iewers. Yes. Ja. Amen. Okay. Ja, as ons nie gaan begin nie, gaan ons praat nou al daaroor, gaan jy staan waar jy staan, en dis nie wat God wil hê nie. Dis nie God se plan vir jou, vir my, vir ons wat hier is, en vir sy kinders op die einde van die dag. Yes, dis waar. So, aksie is die brug tussen potensiaal en realiteit. So, mense, vat die stap en begin, want dit is wat God jou wil hê op die einde van die dag.